Pa, ek en ma het gisteraand gepraat oor, Nee, ons gaan nie daar. wag het gou asseblief. Ons het gisterand gepraat oor, oor power. Weet pa wie Rupert Murdoch is? Die Murdoch Empire, die media empire. Fox is een van sy companies. Een van sy groot companies. En die debat het gegaan daaroor of 'n filosoof, 'n intellectual, 'n academic, 'n goeie filosoof. 'n goeie filosoof, nie dalk meer mag het as, wag het gou maar, ek voel nie om jou nie. Die praat langs saam. En nie dalk meer mag het as Rupert Murdoch, wat deur media, nie trouwens 'n sekere rol, maar ek bedoel wat deur media influence op die algemene mens se gedagtepatrone 'n invloed het. Jy weet, 'n academic sal ook die algemene mens se gedagtes beïnvloed. Algemene menskapie. Ek bedoel, dit sal internasionale gevolg hê of nie net gevolg hê nie, presence hê wat mense se gedagtes beïnvloed. Op 'n soortgelyke manier wat Murdoch deur sy Fox Empire mense se gedagtes beïnvloed. En die debat tussen wat ek en ma gehad het is, watter een van die twee is langtermyn meer influential, en dit daarop neergekom dat 'n intellectual of 'n academic selfs wat sy contribution gemaak het, 'n langtermyn legacy het. Terwyl Murdoch se legacy is net 1, 2 of 3 generasies van wat hy was, en dan val dit plat. Dan weet niemand meer wie hy was, wie sy familie was, en watter contribution hy gemaak het nie. Stem jy saam dat 'n intellectual of 'n academic selfs Ja, ek dink so. 'n groter contribution maak en 'n langtermyn legacy het? Ja, ek kyk holisties na die situasie. Ja, maar kyk, ek dink nie Rupert Murdoch het 'n lack of holistiese denke nie. Want hy moet the whole, sy hele empire, Wat is van bespreek in die gesprek nie, maar die hele tyd bedink. So hy gaan ook holisties daarna kyk. Maar ek dink kyk, ek en ma het ook gepraat oor iemand soos jy. asseblief maar nie Wag net gou maar. gesprek nie. Kyk langs brief. Ag, moet so ongeskik wees nie, man. Ek wil Ek gou oor die top praat. wil nie gaan kyk. Pa te lank termyn legacy het ek en ma bespreek. Want jy het jou merk gemaak in jou vakrigting, en mense gaan lank na jou dood nog lees van Koek van Stellenbosch wat hierdie goeders gesê het oor die Septuaginta ensovoorts. Ek het obsessie oor mag asseblief net in ons sê. Ja, wag het gou. Hoekom? Stem pa saam dat pa 'n langtermyn legacy Ek hoop so. hoop so. Ek kan nie sê dit sal wees nie. Maar kyk, ek het nie gesê jy is Plato nie, dat jy 3000 jaar na jou dood nog steeds die hele weste en al die mense sal rig deur jou gedagtepatrone nie, maar mense sal moet note take van jou contribution in jou vakrigting lank na jou dood nog. Is dit waar? Ek hoop so. Ja. Ek kon nie arrogant wees en sê dit sal so wees nie, ek hoop so. Ja, maar kyk, 'n mens moet realisties ook wees en dan nou kyk en kan sê oor die langtermyn dat dit 'n effek gaan hê. Dat jy nog steeds in die picture sal wees, ten minste generasies na jou dood. En spesifiek oor die gedeelte binne jou vakrigting wat jy oor research gedoen het. Stem jy daarmee saam?
dat jy wel generasies na jou dood nog steeds gelees gaan wees Ek hoop oor jou issues waar jy oor research gedoen het. Want kyk, mens kan nie vir meer vra as jy op die doodsbed sit, is nie einde van jou lewe Hoe weet jy? en jy dink, Hoe weet maar jy? wag net gou en jy dink oor wat gaan mense my onthou na my dood. Apie, hoe weet jy? Weet ek wat? Dit is waaraan jy dink. Uit my ervaring is die mense wat besig is om dood te gaan, dink net aan die mense wat hulle lief het, wat om hulle bed staan. Dink nie aan ander goed nie. Ons is nie obsessioneel oor mag soos jy nie. Ja, maar kyk, Nee, al is mag vir my miskien belangrik. Is dit belangrik vir iemand om op sy doodsbed te kan sê dat hy een of ander vorm van voortbestaan nog gaan hê nadat hy dood is? Nee, hoekom? jy weet dit nie. Is dit nie meer belangrik nie? Apie, as ek kyk na die mense om my wat die afgelope ruk oorlede is dit nie belangrik nie. Die belangrike Die akademiese Nelsonekring. niemand nie. Daai groep raak totaal onbelangrik as jy besig is om na die vir jou waarde, jou persoonlike waarde van die lewe. Dis totaal onbelangrik. En dis wat jy nie besef nie, jy moet hierdie mag en hierdie goed op, want dit is die goed waaroor mense dink as jy jonk is. Hoekom? Want jy moet survive. As jy by die dood kom, is daai goed is nie meer belangrik nie. Stem pas saam. Ja, Die basiese menswees, dis die goed wat belangrik is. Basiese goed.